Soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons voor die skriflesing. Almagtige God en Hemelvader, ons dankie dat ons rondom die woord kan sit en kan hoor dit wat U ook vir ons vanoggend het. Here, ons vra dat hierdie woorde juis lewe bring in ons en verandering kom bring. Dat dit nie net woorde op papier sal wees nie. Gee ons die moed om U in te nooi in die spasies waar dit nodig is. Juis sodat ons verandering kan beleef. Ons vra Here waarvan hierdie woorde dalk maklik is om te volg en ons dit maklik kan uitvoer. Gee vir ons die krag en die energie daarvoor. Maar waarvan hierdie woorde dalk ook moeilik is om te hoor of moeilik is om uit te voer, gee ons die moed en die krag ook daarvoor. Here, ons het 'n behoefte om die voorbeeld wat Jesus vir ons daar gestel het uit te leef in die wêreld. En met vanoggend rus ons ook toe, juis sodat ons dit so kan doen. Hierdie bid ons nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Lukas 24. Lukas 24 van vers 13 tot en met vers 35. Nou, ek wil gou 'n gekke opmerking maak. Een wat julle dalk mee sal saamstem, maar dit klink 'n bietjie belaglik, totdat ons dit op ons van toepassing maak, nê. Om in 'n mango boord te stap, maak nie van jou 'n mango nie. Is dit reg? Net soos wat om in 'n garage te slaap, nie van jou 'n motor maak nie. Op dieselfde manier sê ons, om in die kerk te sit, maak nie noodwendig van jou Christen nie. Maar ek wil bietjie iets verder noem bo dit, om Bybel te lees, maak jou ook nie noodwendig 'n Christen nie. Dit is absoluut moontlik om deur God se woorde aangeraak te word sonder om deur God se woorde verander te word. Dit is absoluut moontlik om dit te hoor wat God vir my het, geïnspireerd te voel daardeur, opgewonde te voel daardeur, en nooit regtig die God agter daardie woorde te ken nie. So, die gevolg dan daarvan is, as ons eenvoudig net God se woorde hoor, dan beteken dit elke Sondag moet ek keer op keer opnuut geïnspireer word. Ek moet elke Sondag kom en weer moet ingepraat word, want wat ek Sondag hoor, is dalk nog Maandag 'n bietjie daar, en teen die einde van Maandag is hy weg. So Dinsdagoggend begin ek met 'n tank 0. Maar dit was nooit die bedoeling nie. Ons het in ons vorige preekreeks gepraat oor hoe kan ons relevant gemeente wees. En baie van dit het te doen gehad met hoe ons hier begin, maar in die wêreld om ons eindig. Julle weet natuurlik, ons is nooit geroep om kerk toe te kom nie, nee. Ons is geroep om die evangelie te gaan verkondig. En dit was nie die dominee wat geroep is om die evangelie te verkondig nie. Dis elkeen wat geroep is. Elkeen wat sê ja, elkeen wat sê ek volg Jesus, is geroep om die evangelie te verkondig. Ons werk lê daar buite, ons roeping lê daar buite. Kerkbywoning, dit is belangrik. Ons het nodig om by mekaar te kom, ons het nodig om tyd te spandeer in mekaar se teenwoordigheid en in God se teenwoordigheid. Ons het nodig om mekaar hier op te bou, maar hierdie is maar net die begin. En so die vraag is eintlik, as ons dit daar moet uitleef, hoe word ons ordentlik toegerus daarvoor? En die uiteinde is maar net in dieselfde voorbeeld as wat Jesus keer op keer gee. En dis die voorbeeld van die Vader. Jesus bly vir die disippels sê, volg my, en soveel as wat hy sê, julle moet my volg, soveel sê hy, ek doen niks vanuit my eie nie. Alles wat ek doen is wat ek die Vader sien doen het, en alles wat ek sê is wat ek die Vader hoor sê. So die hele beginsel hier agter is dat ons eintlik dag na dag volg in God se voetspore, volg in Jesus se voetspore met ons oë gerig op God. Ons is nie veronderstel om deur hierdie siklus te gaan waar ek Sondag geïnspireer word en pap hardloop die week en dan moet ek Sondag weer 'n inspirasie kry nie. Ons is ook nie veronderstel om deur die siklus te gaan dat ek Bybel lees en 'n inspirasie kry en dan gebeur die dag met my en môreoggend lees ek maar net Bybel en ek probeer weer van voor af nie. So wat ons vanoggend gaan lees is 'n verhaal wat ons dalk maklik verby lees. Dis die verhaal van die Emmausgangers, net nadat Jesus opgewek is uit die dood. Maar hierdie storie gee vir ons 'n bietjie van 'n metafoor
vir wat ook nodig is in ons lewens om effektief die evangelie uit te leef, sonder dat ons deur hierdie siklusse gaan van herlaai by God of word geïnspireer en dan hardloop ek weer pap. So, ek wil vra, kom ons begin by ons teks, Lukas 24 van vers 13 tot 35. Dit sê, op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes gewissel het, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vanuit die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hy het aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Ons lees net tot sover. Hierdie teksgedeelte wys ons dat dit moontlik is om God te ken, sonder om God te ken. So hier is wat ek hiermee bedoel. Het julle agtergekom dat die Emmausgangers was deel van die volgelinge van Jesus, nie noodwendig die 12 disippels nie, maar deel van die volgelinge. Hulle het Jesus geken, hulle het sy preke geken, hulle was heeltemal vertroud met sy werke. Nou, hierdie twee is nou besig om te stap terug Emmaus toe, waar hulle vandaan kom, nadat hulle die Pasga gevier het in Jerusalem en die kruisiging sou aanskou het en alles wat daarmee gepaard gaan. En hulle is so vasgevang in hierdie oomblik, dit wat met hulle gebeur het, dit wat hulle gesien het, hulle verwagting wat nie waar geword het nie, dat hulle nie Jesus erken nie. Nou, ons gaan nie vandag vreeslik stil staan op die feit dat hulle verhoed was om Jesus te erken nie, want alhoewel die woord verhoed daar staan, is dit nie noodwendig dat hulle deur God verhoed was nie, dit kon deur die omstandighede wees wat hulle verblind was. Maar dis nie regtig die fokus nie. Want hierdie teks word 'n metafoor vir ons daaglikse lewe. Dis baie maklik, soos hierdie Emmausgangers, om hierdie skrif te hê wat vir jou oopgemaak word. Om iets nuuts in God se woord te ontdek, om 'n preek te hoor wat vir jou inspirerend is. En hierdie ouens beleef dit van Jesus self. Nou, as Jesus self die een is wat vir my 'n teks uitlê, dan moet dit iets spesiaals wees.
En so wat gebeur is, op hierdie pad, terwyl hulle besig is om te stap, is Jesus besig om al hierdie tekste, wat hulle goed ken, vir hulle uit te lê, van Moses tot met waar hulle is. En vir hulle moes dit insiggewend gewees het, want nie net sou hulle die tekste ken nie, maar hulle sou definitief ook met Jesus se lewe hierdie kon koppel, vereenselwig, verstaan hoe die sake in mekaar inpas. Daar was niks fout met hulle verstaan nie. Verstaan het hulle verstaan, maar het nog nie gesien met wie hulle besig was nie. Hulle is nog steeds vasgevang in dit wat gebeur het, in die gebeurtenis wat plaasgevind het, in die verwagting wat hulle gehad het, wat nie ten volle vrugdra het nie. Die feit dat hulle verwag het, Jesus gaan die Messias wees, en dan sien hulle hoe hy wreed doodgemaak word, en na 3 dae is dit nog net stil. Die besonderheid gebeur wanneer hulle Jesus innooi. So hulle is nie net op pad besig om hierdie tekste uit te lê en daaroor te praat nie, wanneer hulle dan Jesus innooi in hulle spasie in, iets diep persoonlik, dan gebeur 'n wonderwerk. Julle sal onthou, vir hierdie tyd was eet 'n groot ding. Die oomblik wanneer jy saam met iemand brood gebreek het, saam met iemand geëet het, dan het beteken dat jy met hulle geassosieer het. En so dit was belangrik saam met wie jy eet en saam met wie jy gesien word. En so vir hierdie 2 Emmausgangers sien hulle geleentheid om saam met hierdie man wat hulle op daai stadium nog nie erken nie, alhoewel hulle hom baie goed ken, om hom tog in te nooi. In 'n intieme ruimte, in 'n spasie wat hulle sinne is. En dan sê dit wanneer Jesus die brood breek, dan word hulle oë oopgemaak en hulle besef wie voor hulle staan. En is in daai oomblik wat 'n klomp goed vir hulle terugspeel. Hulle vra juist die vraag, het ons harte nie in ons warm geword, terwyl hy besig was om die tekste vir ons uit te lê nie. Keer op keer dan sit ons hier in eredienste, of in 'n Bybelstudie, of jy hoor 'n pot gooi of 'n preek, en dan word ons harte warm, as te ware. Ons is geïnspireer, dit klink besonder. Ons verstaan vir die eerste keer hoe hierdie goed werk, of dit verlossing is, of genade is, of God se teenwoordigheid is, of God se salwing is, wat ook al dit is, ons begin dit verstaan, en ons kan dit uitpleis, en dit is inspirerend. Ek het dalk net die woord wat ek nodig het vir die dag. Die enigste verskil is, dan het ons 'n keuse. Nadat ek hierdie tekste gehoor het, nadat ek hierdie woord gehoor het, nadat dit wat my geïnspireer het en dit my aangeraak het, nadat ek dit gehoor het, wat doen ek volgende? As ons dan eenvoudig aangaan met ons lewe, dan vang ons onsself op die plek, waar hierdie goed vir ons sin maak. Ons ken God, maar ons ken nie God nie. Ek verstaan hoe hierdie goed in mekaar pas, ek verstaan die tekste, maar ek het nie ervaring van God se tasbare teenwoordigheid nie. En dis iets anders. Hierdie teks vertel ons eintlik wat nodig is dat ons God innooi in ons spasie in. Want is in die innooi in ons spasie in, wanneer God tussen ons is, in die ruimte waar jy dalk nie noodwendig gedink het jy God aan wil blootstel nie. Dis dan wanneer hierdie verhouding met God lewend word. Sien, dan is dit nie meer net kopkennis nie. Dan begin die kennis en dit wat ek verstaan, die tekste wat vir my begin sin maak, begin ek pas by die ervaring van 'n lewende God. Die vraag is dalk, hoe lyk dit? Hoe pas ons dit toe? Wel, dit begin deur die oomblikke wat ek kies om nie net 'n teksgedeelte te lees om te kyk wat kan ek hieruit kry nie, maar 'n teksgedeelte lees en te vra, Here, praat met my hierdeur. Dit begin deur die tye wat ek eenvoudig in God se teenwoordigheid dalk stil word. Maar hoor julle dat dit verder gaan as net 'n erediens in 'n kerkgebou? Dat dit nodig is om God in my spasie in te nooi. Nie hier waar ek in 'n bank sit en sê, ek nooi God in my spasie in nie. In jou huis, in jou ruimte. Het jy al God in jou huwelik ingenooi? Ek verstaan wat God sê oor die huwelik en ek verstaan wat God sê oor liefde, maar het jy al God in jou huwelik ingenooi tot 'n punt waar die persoon, die teenwoordigheid van God jou begin wysheid gee en lei oor die volgende tree en wat nodig is om in jou huwelik jou verhouding te versterk? Het jy al God ingenooi in jou verhouding met jou kinders of met jou familie?
Het jy al God in jou besigheidsbesluite ingenooi? Nie net ek weet wat nodig is en ek weet hoe ek moet liefde uitleef en dit nie net doen vir myself nie. Ek praat van regtig God innooi. God as te ware 'n vernoot maak in jou besigheid. Het jy al God ingenooi in jou werksplek? Daar waar jy 'n posisie beklee, wat ook al daai posisie mag wees. Nie net ek weet hoe om op te tree en ek weet dat ek hierdie tot eer en die verheerliking van God moet doen nie. Regtig God innooi in daai spasie. Het jy al God ingenooi in jou slegte gewoontes in? Dit wat jy dalk te skaam is om oor te praat of te sê, het jy al God daarin ingenooi. Nie net om te weet wat jy dalk moet doen of wat jy moet verander nie, maar regtig toe te laat dat God dit in jou kom verander. Dis 'n diep persoonlike ding. Maar dis wat die verskil maak. Want ons kan God deur die Bybel ken op 'n teologiese vlak. En ons kan fantastiese goed sê oor skrifgedeeltes en skrifuitleg. Maar as ons God nie ken nie, dan het ons niks om aan die wêreld te bied nie. Enigiemand kan teologieboeke lees. Dis oop vir die hele wêreld. Net soos wat boeke oor mitologie oop is vir die hele wêreld. Boeke oor besigheid en ekonomie is oop vir die hele wêreld. Medies is oop vir die hele wêreld. Maar om God te ken, dis 'n pad wat ek en jy saam met God stap. Dis 'n innooi in my ruimte in. En dis wat nodig is. Solank as wat ons nie God innooi nie, gaan ons altyd hoor oor God, maar ons gaan God nooit ten volle ken nie. Met kennis van God kan ons min doen. Julle sal onthou daar's 'n teksgedeelte wat Jesus sê, sommige gaan vir my sê, Here, Here, en dan gaan ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Ek is vas oortuig dit het te doen hiermee. Want ons kan so besig wees met die goed van God, dat ons nie altyd besig is met die God van die goed nie. En so die uitnodiging van hierdie teks, die metafoor van hierdie teks is eenvoudig dit. Wanneer ons 'n preek gehoor het, of 'n boodskap gehoor het, of 'n teks het vir my oopgebreek, moenie daar stop nie. Dis 'n aangrypende oomblik, en dis 'n heilige oomblik, maar dit stop nie daar nie. Die volgende tree is, Here, kom in my spasie in. Kom maak hierdie vir my lewend. Maak dat hierdie woorde ook in my iets kom verander. Nooi God in daai spasie in. Wanneer ons vanoggend aan die nagmaaltafel gaan sit, dan is dit 'n interessante teenstryd eintlik. Want die besonderheid daarvan is dat God ons hier ook in sy spasie innooi. Ons het baie keer hierdie sêding, hierdie beginsel dat ek my deel moet bring en dan sal God sy deel bring. Dit kom gewoonlik saam met die spreekwoord wat sê God help die wat hulle self kan help. Dis die grootste waansin wat daar is. Dis eenvoudig nie hoe dit werk nie. Die Emmausgangers het nie nodig gehad om hulle kant te bring nie, hulle het regtig net nodig gehad om God in te nooi. En dis ook wat nodig is. As God die gehelp het wat hulle self kon help, dan het ons nie God nodig gehad nie, want dan kon jy mos net jouself help. En as ek my kant gebring het en God bring dan sy kant, dan het ons 'n kontraktuele verhouding gehad. Dan het God gesê, doen jy eers jou deel. En dan beteken dit as ek my deel gedoen het, dan kon ek God hou op sy deel, en as God sy deel gedoen het, dan kon hy my hou op my deel. Dis nie hoe genade werk nie, dis ook nie hoe God se gasvryheid werk nie. Wat God doen, is hy loop eintlik die volle pad saam met ons. En al wat hy nodig het van my en jou is 'n ja. Het julle al gewonder hoekom Jesus juis in gelykenisse met almal om hom gepraat het? Het julle agtergekom dat regdeur die Nuwe Testament, wanneer hy regdeur die evangelies, wanneer hy hierdie gelykenisse vertel, dan is daar 'n klomp mense wat nie verstaan nie en vir wie dit nie sin maak nie, maar is ook 'n klomp mense wat geïnteresseerd is. En dis juist dit. God gaan jou nie dwing om in 'n verhouding met hom te staan nie. Maar net soos met hierdie gelykenisse het hy altyd krummels gelos. En vir wie hierdie goed nie sin gemaak het nie en wat nie verder belang gestel het nie, hulle het omgedraai en geloop en hulle was of kwaad of hulle was verward. Maar vir die wat gesê het, hierdie maak dalk nie noodwendig vir my sin nie,
maar dit klink vir my asof hier waarheid hieraan kan wees. Ek moet meer weet. Dis hulle juis wat Jesus begin volg het. En is aan hulle vir wie Jesus die gelykenisse oopgebreek het. Dieselfde gebeur in hierdie geval. En ons sien dit met die Emmausgangers. Hierdie tekste word vir hulle gegee so half as krummels. En dan wanneer hulle God innooi, wanneer hulle die ja gee, wanneer hierdie hulle aandag trek, dan ontmoet hulle die lewende God. Vandag sit ons aan die nagmaaltafel juis met die uitnodiging dat ons welkom is hier. Dat God ons onthaal juis met sy gasvryheid. Die enigste vraag is, gaan ek en jy 'n ja gee? Gaan ons God innooi in die spasie in? Of gaan dit wat ons hier beleef inspirerend en wow wees en dit gaan ons hou tot Dinsdagoggend? Kan ek en jy vandag hierdie woorde vat en ons eie maak? Kan ek en jy vandag hier sit en God se lewe en gasvryheid en genade en liefde beleef hier aan die tafel? En dat wanneer ons hier uitgaan, sê ja Here, ek nooi U in. Kom breek saam met my brood, kom wees in my mees intieme spasies. Kom wees deel van my lewe. Dis in dit, in daai uitnodiging, in my en jou ja, wat God deur ons lewens begin werk. Ek het nie nodig om 'n klomp goed te doen nie. Ek het net nodig om ja te sê. Ek het net nodig om God in te nooi. Ek het net nodig om vir God my lewensruimte te gee. Amen. Gemeente, net soos wat julle sit, hou in gedagte dat wanneer ons hierdie God innooi, dat hy nogal die vermoë het om in ons plekke te genees wat jy nie gedink het geneeslik is nie. Om dele wat hard geword het, sag maak. En om verandering en herstel te bring in maniere wat jy dalk dit nie verwag het nie. Geniet die reis, maar moenie die geleentheid mis nie. Met dit groet ek julle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Mag hierdie God drie-eenheid vir elkeen van ons daagliks 'n tasbare werklikheid wees. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons wil ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.